Daar is hy, goeiemôre almal. Lekker om julle almal weer te sien vanmôre. God is good, he's on the throne, amen. All the time. Nou ja, kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die genade en die liefde en die goedheid en die grootheid, Here. Ons dankie vir dit wat U vanmôre gaan kom doen, Here. Ons dankie vir die deurbrake in ons lewens, Here. Ons dankie vir die aanraking van die Heilige Gees vanmôre, Here. Ons dankie dat U hierdie plek sal kom vul vanmôre, Here, met U soete teenwoordigheid en Here, met U genade en U guns vanmôre. En dankie dat U met elkeen van ons 'n afspraak het, Here. Ons kom vanmôre met 'n verwagting in ons harte vanmôre, Here, om net by U voete te kan kom sit en meer van U te kom ervaar, Here. Nader aan U te kom beweeg, Here. Wil U nie vanmôre kom en met ons elkeen kom praat nie, Here. Wil U vanmôre kom en in elkeen van ons se harte kom inspraak lewer nie. En Vader, ons wil ook vanmôre kom en ons wil elke behoefte vanmôre, Here, net by U voete kom neerlê. Groot is U werke vanmôre, Here. Groot is U genade vanmôre. Groot is ons God vanmôre. Sy naam vanmôre is Jesus. Dankie, Here, vir dit wat U vanmôre kom doen. En dankie vir die deurbrake in ons lewens vanmôre, Here. Dankie vir die pad wat U vir ons oopmaak en pad wat vir ons voorlê, Here. Ons rig dit vanmôre en ons gee dit op aan U. En ons sê, Heilige Gees, U is vanmôre welkom in hierdie plek. Father, we just want to give you all the honor and all the glory that belongs to our God, that belongs to Jesus this morning. We want to raise it up and give it to you this morning. Ons wil dit vir U gee vanmôre, Here, want dit behoort net aan U. Die naam bo elke naam en sy naam vanmôre is Jesus. Daar is geen ander naam onder die hemel of op die aarde of onder die aarde waar iemand gered kan word behalwe vanmôre deur die naam van Jesus nie. En daarom rig ons vanmôre die naam van Jesus op soos 'n banier oor hierdie plek, Here. Ons wil dit vanmôre hoog lig, Here, vanmôre as 'n banier oor Philipstown, as 'n banier, Here, hier oor die Karoo, Here, as 'n banier oor Suid-Afrika. En ons wil sê, Jesus leef vanmôre en is net deur sy naam en deur sy wonde wat jy vanmôre tot redding kan kom. Roep hom vandag aan terwyl jy hom nog kan aanroep. Want sy naam is Jesus vanmôre. Ons loof U daarvoor, Here, ons eer U. U naam is groot in Jesus naam. Amen, amen. Ons wil net vanmôre aan Karen van ons Richmond gemeente dink. Sy het haar boetie hierdie week verloor in 'n motorongeluk daar in Huisna. Ek het gesien dit was tot in die nuus gewees, groot ongeluk. So ons wil net vir Karen sê, ons in 'n gemeegevoel met julle afsterwe en ons vertrou dat die vertroosting van die Heilige Gees jou sal vertroos en jou sal omvou. En weet net, ons as 'n gemeente is lief vir julle en ons dink vanmôre aan julle as 'n gesin en as 'n familie, ook Karen se ouers. Ons meegevoel aan julle met die afsterwe van julle seun. En dan Erik, ek verstaan jou skoonsussie is oorlede ook. Ons meegevoel aan julle ook, afsterwe met jou skoonsussie. En ja, is jy gereed om Jesus te ontmoet? Want jy weet nooit wanneer is dit jou laaste dag op hierdie aarde nie. Enige oomblik. Behalwe vir dit, ek het verwagting in my hart, dit is nie meer ver dat Jesus ons gaan kom haal nie. Maranatha, ja, kom Jesus, kom. En binnekort gaan daai trompette blaas en dan gaan ons gaan. Maar tot dan toe, we will occupy till he comes. Sal ons die woord verkondig, want daar's nog 'n oes wat moet inkom. Tot en met daai trompet blaas is daar tyd vir die oes om in te kom. Amen. En daarom word ons toegerus, daarom word ons vanmôre gereed gemaak om uit te gaan en 'n stem te wees in die wêreld wat sê, Jesus, kom, maak jou saak reg. So kom ons doen dit met oorgawe in hierdie laaste
tyd wat ons het om sy naam te kan verkondig. Nou ja, almal wat online is, baie welkom vanmôre ook by ons. Kom ons gaan staan en gaan ons die naam van die Here groot maak. Amen. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Want hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy's die koning. Hy's die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied. Thank you, Jesus. Sit jou hande saam. Sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy's die koning, hy's die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Want hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy's die koning, hy's die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Bring die lof en dank aan hom. Hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy's die koning, hy's die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Bring die lof en dank aan hom. Hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy's die koning, hy's die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom ons gee dit 'n lekker lofoffer, halleluja. Ons loof U naam, Here. Groot is U vanmôre. Prys hom, halleluja. As we praise you, God. God is on the move. There's excitement in the air. God is on the move, touching people everywhere. Promise Holy Spirit is being outpoured. Every heart that's thirsting for more. God is on the move all over this land. God is on the move. There's excitement in the air. God is on the move, touching people everywhere. Promise Holy Spirit is being outpoured. Every heart that's thirsting for more. God is on the move all over this land. Come, Holy Spirit, move on me. By your anointing, set me free. Pour out your wine on this thirsty heart of mine.
touching people everywhere. Promise Holy Spirit is being outpoured. Every heart that's thirsty for more. God is on the move all over this land. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, move on me. By your anointing set me free. Pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come Holy Spirit, move on me. Come Holy Spirit, move on me. By your anointing set me free. Pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come Holy Spirit, move on me. God is on the move. God is on the move. There's excitement in the air. God is on the move. Touching people everywhere. Promise Holy Spirit is being outpoured. Every heart that's thirsty for more. God is on the move all over this land. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, move on me. By your anointing set me free. Pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come Holy Spirit, move on me. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, move on me. By your anointing set me free. Pour out new wine on this thirsty heart of mine. Come Holy Spirit, move on me. Halleluja. Loof sy naam. Ons prys hom, ons prys hom. Ronald, sit vir my klavier net so bietjie sagter asseblief. En my mikrofoon net so effe sagter. Dankie Ronald. Daar's hy. Prys hom. Halleluja. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed in the blood? Of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Filled with the Holy Ghost I am. All my sins are washed away. I've been redeemed. I've been redeemed. Hallelujah. By the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Filled with the Holy Ghost I am. All my sins are washed away. I've been redeemed. I've been redeemed
by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Filled with the Holy Ghost I am. All my sins are washed away. I've been redeemed. And that's not all. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. Been to the river and I've been baptized. All my sins are washed away. I've been redeemed. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Filled with the Holy Ghost I am. All my sins are washed away. I've been redeemed. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Hallelujah. Yes, we honor you, God. We worship you. Ons loof u naam, Here. Groot is u vanmôre. Prys sy naam. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, bless him. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. For he has done great things. For he has done great things. He has done great things. Bless his holy name. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. For he has done great things.
He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Oh, bless He has done. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Jesus Christ. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Bless His holy name. Kom ons verklaar dit vanmôre. Jesus Christ is Lord. You are Lord this morning, Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Bless His holy name. Yes, we honor You, Lord. Worthy, worthy, worthy are You, God. Great and mighty is Your name. Yes, we honor You, Jesus. Worthy are You, Lord. We honor You, God. Great and mighty is Your name. For yes, we honor You, God. We glorify Your name, O God, our great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. He's the name. He's the name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Is the name. Is the name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Is the name. Is the name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
will see how great, oh, how great is our God, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Hy is die naam. Hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam. My hart sal sing hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam. Waardig is die Lam. En my hart sal sing hoe groot is ons God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great, oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Is the name, is the name above all names, worthy of all praise, and my heart shall sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great, oh, how great is our God. Is the name above all names, worthy of all praise, and my heart shall sing how great is our God. Thank you, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, God. Hoe groot is U vanmôre, Here. Heilig, heilig, heilig is U naam, Here. Magtig is U vanmôre. Ons lig U naam omhoog. Ons eer U vanmôre, Here, in Jesus se naam. Heilig is U naam, Here. Great and mighty is your name. Hallelujah. Thank you, Jesus.
has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, ons verhoog U. Ons verhoog U. Ons verhoog U. Ons verhoog U. O Heer, ons verhoog U. Ons verhoog U. Ons verhoog U. O Heer, ons verhoog U. Ons verhoog U. Ons verhoog U. Ons verhoog U.
wese. Bid vanmôre dat jy in hierdie oomblikke net elkeen sal kom aanraak, Here. I just want to open up our hearts to you this morning, Lord. We stand this morning in need of you, God. We thirst after more of you, Lord. Our hearts have a desire for you, God, for your Spirit, oh Lord. For that rivers of living water, God, that will flow from our bellies. Die water, Here, die strome van lewende water wat U in die woord beloof het, Here. Vader, ek dank U dat U vanmôre sal kom, Here, en elke fontein wat toegemaak is vanmôre, net weer die klip sal kom afskuif, Here. Daai fonteine weer van niets af kan uitborrel, uit ons binneste uit. Die vreugde van ons verlossing, Here. Dat dit water sal wees wat uit ons binneste sal uitstroom, wat mense om ons gemeenskap, Here, sal trek na U toe. Strome van lewende water. Maak dit weer opnuut oop vanmôre, Here. U het gestaan met die fees, Here, en het uitgeroep en gesê, dat elkeen wat dors het, kom en kom drink van my. Jy vanmôre dors vir meer van hom. Dors jy na hom vanmôre. More of you, God. Meer van U, Here. I'm not satisfied. Father, I'm hungry for the bread of life. I will always hunger and thirst after you, God, because this world will never satisfy. Thank you, Jesus. We honor you. Baie dankie, kan jy sitplekke neem. Dankie musiekspan. Prys die Here vanmôre. Ek het baie ernstige woord vir ons en vir die kerk vanmôre. En ek bid dat hierdie woord reg sal oorkom. En dat dit 'n woord sal wees wat ons dalk sal laat introspeksie neem en sê, Here, gaan dit nog oor U? Of gaan dit oor my? En ek dank U vir Vader vir die bloed van Jesus vanmôre. Dat oor elkeen van ons kom en ons beskerm teen die aanvalle van die vyand wat U reeds oorwin het, Here. En Vader, ek bid vanmôre dat hierdie woord en elkeen wat dit sal hoor, 'n impak sal maak in ons harte, Here, vanmôre. En waar ons met koers aanpassings maak, Here, dat ons bereid sal wees om te sê, Here, nie my wil nie my vooropgestelde idees nie, Here, maar wat is U wil? Our desire this morning, Lord, is to serve you with everything that is within us.
Our desire for this morning, Lord, is only for serving you in spirit and in truth, God. Help ons vanmôre, Here, om die woord reg te sny en in gees en in waarheid te aanbid, Here. Ons eer die naam. Halleluja. Die titel van vanoggend se woord is die kerk. En as ek praat van die kerk, dan praat ek nie van die gebou nie. Ek praat van die liggaam van Christus. Het kragteloos geword. Johannes 14 vers 11 sê Jesus vir sy disippels, hy sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. So wat het Jesus vir hulle gesê? As julle nie wil glo wat ek sê nie, ek het vir julle gewys deur die wonderwerke wat ek gedoen het, dat ek is wie ek sê ek is, die seun van God, dat ek God is. In Korintiërs 12 vers 7 sê, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. The manifestation of the Spirit. Wat beteken the manifestation of the Spirit? Ons het so 'n paar weke terug 'n bietjie daaroor gesels, maar dit beteken that the manifestation would be the visible healings, miracles, manifested prophecies, tongues, interpretations, and even the giving of forth of wisdom, knowledge, discernments of various kinds. So wanneer die gawes van die Heilige Gees opereer, en wanneer ons vir mense bid vir genesing ensovoorts, is dit 'n visible representation van die krag van die Here. En daarom het die kerk het kragteloos geword, want ons sien bitter min vandag the visible manifestation of the Holy Spirit and the power of God. En ek het altyd vir die Here gesê, toe ons hier begin het met die gemeente, gesê, Here, as u Heilige Gees nie beweeg nie, en as u nie in krag beweeg nie, dan wil ek dit nie doen nie. Want die dooie godsdiens is godsdiens. I'm not interested in religion. Lord, I want a relationship with you, and I want to see you move. I want to see that people get set free. I want to see that people get healed. I want to see that people get filled with the Holy Spirit. I want to see that people come to Christ. I want to see that people give their lives and live it and get baptized and live for Jesus. If we don't see that, dan mors ons tyd. En daarom moet ons vanmôre sê, Here, het ons kragteloos geword, beweeg ons, het ons nog 'n verwagting in ons harte, om te beweeg met die krag van die Heilige Gees. Johannes 14:12 gaan hy aan, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, glo jy vanmôre, dan is jy ingesluit in wat Jesus hier sê, wie in my glo. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jesus het ons die opdrag gegee, wanneer hy weg is, om hierdie werk wat hy begin het, aan te gaan mee. En daarom het hy vir hulle gesê, omdat ek na my Vader gaan, sal julle wat glo, sal dieselfde werke doen wat ek gedoen het. Dis baie duidelik uit die konteks hier uit, dat die Here praat hier van wonderwerke. Jesus se werk het bestaan uit genesing van allerlei siektes en kwale, en die uitdryf van duiwels, die opwekking van die dooies, die reiniging van malaatses, en die verrigting van ontelbare dade van verlossing, van die werke van Satan. Hy het die elemente beheer, hy het voedsel vermenigvuldig. Dis die God wat ons gedien het, dis die werke wat hy gedoen het, dis wat hy gesê het, dieselfde werke sal jy doen en nog meer. Maar die kerk het kragteloos geword. Die belofte hier is dat elke gelowe met krag toegerus sal word. Lukas 10:19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap. Dis die bose geeste en die demone. En oor al die krag van die vyand. Hy's 'n uitgeklede vyand. Jy sal oor hom heers. So wanneer die Satan met jou wil kom praat, dan sê jy vir hom, neem jou plek in.
onder my voete? Right, kom ons gesels. Want die woord sê, oor al die krag van die vyand. En niks sal jou ooit skade doen nie. Leef ons in dit. Of is dit net in die Bybel? Lukas 24:49 en kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Krag uit die hoogte, daardie krag is dynamiskrag. Dynamis waar die woord dynamite vandaan kom. Dit verwys na wonderwerkende krag. Dis nie net 220 nie. Dis 'n paar duisend volt. Maar ons leef nie in die krag waarmee ons toegerus is wat die woord ons beloof nie. Lukas 24:49 sê in die Engels, hy sê, listen carefully, I'm sending the promise of my Father, the Holy Spirit upon you. But you are to remain in the city of Jerusalem until you are clothed, fully equipped with a power from on high. Johannes 7:37 en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. So jy kan die Gees sonder mate kry. Jy hoef dit is nie gelimit nie. Want Jesus sê, hy wat in my glo, glo jy vanmôre? Ok, dis 'n paar wat hom glo, prys die Here. Soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Nie stroompie nie, nie stroom nie, strome. So, hoeveel is strome? 1? Nee. 2 en meer. Kan 100 ook wees. Want 'n strome van lewende water. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jesus was nog nie gekruisig nie, maar hy het klaar vir hulle gesê, wanneer ek gekruisig word, en na dit sal die Vader die Heilige Gees stuur, en wanneer die krag van die Heilige Gees oor jou kom, sal daar strome van lewende water uit jou uitvloei. Maar ek dink daar's sulke groot klippe op ons fonteintjies vanmôre. Baie mense wil dit beperk tot die werke van die apostels. Maar dis nie wat die woord sê nie. En om dit te doen, beroof hulle die kerk en die mense wat in die kerke sit, van hierdie belofte dat strome van lewende water uit jou huis sal vloei. Ons noem daai mense die cessationists. Nou ja, ons is continuists. Ek like it. Ek like om 'n continuous te wees. Ek glo dat die gawes van die Heilige Gees is vandag nog in operation. Maar omdat daar soveel mense is wat dit nie glo nie, het die kerk kragteloos geword. Want as jy nie glo in die gawes van die Heilige Gees en dat God vandag nog nie genees nie, dan gaan jy nie in krag beweeg nie. Dan raak ons religious. En sensationists glo dat die gawes het opgehou. Hulle is vinnig om te sê, jy moet sola scriptura wees, which ek natuurlik glo, dat die woord het die final authority. Maar hulle kan my nie een skrif wys wat sê, die gawes het gesies nie. In Korintiërs 13 vers 8, wil hulle baie keer gebruik om te sê, die gawes het gesies. En daar staan die liefde vergaan nimmer neer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, dis kom hulle nie in tale praat nie, sien. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Ok, so as jy sê dat tale en profesie het opgehou, dan kennis ook opgehou. Jy kan nie net die twee kies nie, aan een kan aangaan nie. As dit jou skrif is wat jy wil gebruik, die vers 9, want ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, vers 10, maar as die volmaakte gekom het, wat hulle sê die kanon is, en dit is nie, dis Jesus, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Dit maak ons meer sin, dan verstaan ek dat kennis ook tot niet kan gaan. Want dan sal niemand ons meer hoef te leer nie. Ek het nog geskryf vir my sensationist friends wat na hierdie video gaan kyk. 2 Timoteus 3 vers 5. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag, die dynamis daarvan verloon het, keer jy ook van hierdie mense af.
So, ek het 'n gedaante van onsaligheid, maar ek misken die krag, die dynamis, dis dieselfde woord. Dynamis. Ons leef nie met daai gedagte nie. Nee, Here. Ons erken U en ons erken die krag van die Heilige Gees wat vandag nog in operation is. Lekker woord vanmôre, né? Dankie, Jan. Omdat hulle nie die geloof het vir die gawes het nie. Of om hulle hande op die siekes te lê, of om demone uit te dryf, om mense te help wat vasgevang is in bondage met bevrydingsbediening nie, of maak hulle die evangelie kragteloos. En hulle is vinnig om iemand te kritiseer. Ek sien hulle op YouTube. Wat dit waag om God op sy woord te vat en uit te stap en sy hande op 'n sieke te gaan lê. Ek het al ervaring gehad van God se krag op my eie lewe. Ek het al ervaring gehad wat mense bedien het, waar die Here hulle vrygemaak het, demone uitgedryf het, siektes wat genesing, siek mense wat genesing ontvang het. Jy sal my nooit kan oortuig dat die gawes nie meer opereer of dat God nie meer vandag genees nie. You can try, maar jy gaan dit nie regkry nie. Jy gaan my nie oortuig nie. Hoekom? Want ek het dit self ervaar en gesien. Hulle konsentreer baie maklik as jy jou hand op iemand gelê het wat nie genees geword het en sê, sien jy, God genees nie. Maar om bloot te sê, omdat een persoon nie 'n genesing ontvang het nie, dat God nie vandag genees is bloot vals. Jesus bly die geneesheer. Ek weet nie hoekom Jesus nie altyd almal genees nie. Ek het al baie vir mense gebid wat genesing ontvang het, en ek het vir mense gebid wat nie genees is nie. I don't know why. Maar omdat een nie 'n genesing ontvang het, beteken nie God genees nie meer vandag nie. Want ek het getuienis van mense wat genesing ontvang het. Dit is ook gou om te sê dat God nie meer met mense praat nie, maar slegs deur die woord. Skryf 'n boek met die naam van God Doesn't Whisper. Baie mense lees en prys die boek aan. Maar ek weet God praat met my. En hoe weet ek dit? Ervaring. You see, a man with an experience is not at the mercy of a person with an argument. Ek gaan julle vinnig, en ek weet van julle ken hierdie storie, maar gaan dit vinnig vertel terwille van die video ook. Dat God praat met jou. Ek staan eendag in die kerk, klompie jare gelede. En ons het 'n uitreiding gedoen voor dit. Zimbabwe toe, kos gevat vir die mense daar en so, maar met bakkies en trailers gery. Ek staan, dit was 'n Moedersdag, en ek staan in die kerk en die Here sê vir my, ek wil hê, jy moet 'n 30 ton trok Zimbabwe toe stuur. Nou die eerste rede hoekom ek weet die Here het met my gepraat, is omdat ek nie die tonne van trokke geken het nie. Ek het nie geweet wat tonne, hoe groot is 30 ton nie. Ons kom in die kerk het en ek sê vir Marlies, ek sê vir haar, Here sê ons met 'n 30 ton trok Zimbabwe toe stuur. Sy sê, hoe groot is 30 ton trok? Ek ry langs een van hierdie Checkers lorries, ek sê dis so trok. En toevallig toe is dit 30 ton. En ek is nie ou wat trokke ken nie. Sy sê vir my, want sy onthou die vorige ervaring wat ons daar gehad het, dit is baie emosioneel draining gewees, daai tyd Mugabe het nog lekker geleef daai tyd. En sy sê vir my, jy moet 3 confirmations kry. Ek sê nie, is reg my vrou. Ons kom by die huis aan, ek sit die TV aan, en daar's 'n program oor Zimbabwe. Dis 'n situasie wat aan die gang was. Ek sê, daar's confirmation nommer 1. Ek change die channel, ander program oor Zimbabwe. Net die channel change. Ander program van Zimbabwe, wat gaan oor die situasie daar. Ek sê, daar's die tweede confirmation. Die volgende oggend lei my foon en is die pastoor, is pastoor Steve, hy is nou so 'n maand terug oorlede. Bel hy my en hy sê vir my, when are you coming to Zimbabwe? Ek sê my vrou, daar's die derde confirmation. Ek het nie 'n sent geld gehad in daai tyd nie, met ons finansiëel swaar gegaan, so
Dis maklik as jy 'n cheque kan skryf en 'n lorry stuur. Maar ek het nie geweet hoe ons dit gaan doen nie. Ek gaan daai volgende Sondag kerk toe. En ek sê vir die gemeente, die Here sê, ons moet 'n 30 ton trok Zimbabwe toe stuur. Nou moet jy weet, nou het jy dit gesê, nou beter dit gebeur. Anders moet jy het mos gesê, die Here het vir jou gesê. Daardie dag, deur die Sondag, het ek 2 dinge in my hart. Die een is, Here, hoe kry ons die goed daar? En 2, waar stoor ek al hierdie goed, wat ons nou by mekaar gemaak wat moet gaan? Daardie aand, by die kerk, kom 'n ou na my toe en hy sê vir my, waar gaan jy al die goed stoor? Ek sê vir hom, nee, ek weet nie. Hy sê, wel, ons het 'n, hulle doen trok, auto electricians. Hy sê, ek sal een by vir jou oopmaak, jy kan al jou goed daar by ons kom stoor. Ek sê, baie dankie. Hy stap weg, hy kom 'n vrou na my toe gestap, sy sê vir my, hoe gaan jy die goed daar kry? Ek sê vir hom, wel, ons sal maar 'n trok moet, jy weet, met courier, wat noem jy dit, met transport moet reël, jy weet whatever. Sy sê vir my, wat gaan dit kos? Ek weet nie. Ek sê vir haar, ek skat R30,000. Raai hoeveel was dit? R30,000. Sy sê vir my, okay, ek sal vir jou die R30,000 gee. Ek sê, okay, nee, baie dankie. 2 vrae wat ek in my hart gehad het, daai aand antwoord die Here dit. Sy sê, ek moet al die volgende dag gaan sien. Ek sê, dis reg. Haar naam was Karen. Ek gaan sien haar. Ek sê vir haar, dankie, jy reël vir die R30,000 om die kerk se rekening betaal te word. Sy sê, nee, jy verstaan nie mooi nie, ek gaan nie vir jou R30,000 gee nie, ek gaan vir jou R100,000 gee. Nou in 2008 was dit nie bietjie geld nie. En binne 3 weke, toe ry daai trok Zimbabwe toe, terwyl ek nie R2 gehad het om by te dra nie. Met baie R1000 soveel daai tyd. So don't tell me, God doesn't speak to you. God praat met jou. A man with an experience is not at the mercy with a man with an argument. God praat. Maar omdat jy nie glo dat God met jou kan praat nie, maak jy die evangelie kragteloos. En daar's nog baie dinge wat ek julle sal vertel wat in Zimbabwe die Here was amazing. Maar ek het nie tyd vir môre nie. Handelinge 1 vers 4 en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om na Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat hy hulle gesê het, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Maar julle sal krag ontvang, dynamis krag, which means what? Miracle working power. Kry dit net in vanmôre in jou hart. Wonderwerkende krag is waarvan Jesus gepraat het. Johannes 14:26, maar die Trooster, die Heilige Gees van my Vader, in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek het nog 'n paar skrifte vir ons cessationists. Judas 1:19. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Wat's dit? Jy moet in tale bid. Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees. Sê bietjie elke geleentheid. As jy nie 'n geleentheid het, nie soek een. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir die heiliges. En dan waag jy dit om uit te stap en mense te bedien, soos die woord jou leer.
En die Heilige Gees beweeg in krag, die manifestasie, jy sien die manifestasie? Partykeer val mense onder die Gees. Dan is hulle vinnig om te sê, dis nie die Heilige Gees nie. Dis 'n ander Gees. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Ek sê vanmôre vir julle, ek ken net een Here en sy naam is Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het vir my en vir jou. And that's the only spirit that I know is the Holy Spirit. En wie is jy om voor te skryf vir die Here, hoe hy moet mense aanraak en hoe hy moet beweeg? En dan vir my wil te kom vertel, jy is besig met Hindoeïsme. Ek weet nie eens hoe om dit te spel nie, net want besig te wees met dit. Dit is gou om te kritiseer as die Heilige Gees in krag beweeg. Wanneer hy manifesteer to make his power visible. Because they don't have the faith for it. Hulle sal dit ook nie hê nie, want hulle glo mos dit opgehou. Het God verander? God het nie verander nie. Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. Jakobus 1:17, geen verandering of skadu van omkering nie. Gelukkig vir ons is ons God stabiel. Sal dit sou nie baie lekker gewees om te doen as jy nie geweet vandag is hy so, môre is hy so nie. Nee, hy's 'n rots. Hy's rotsvas. En dit wat hy gesê het, dit sal hy doen. Want al die beloftes in hom is ja en amen. 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom is hulle amen tot heerlikheid van God deur ons. Markus 16:17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met tale sal hulle spreek. Het jy geglo vanmôre? Tekens sal jou volg. Glo dit net. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. So sê die Here dat jy jou hande op die siekes moet lê. Ja, so why are you not doing it? Markus 16:19, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gegaan aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk. Here, wil U nie begin saamwerk weer met ons nie? Ek weet die probleem lê nie by U nie, dit lê by ons, Here. En die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Sien, God het hulle bediening ondersteun. He backed them up. Here, is tyd that you back us up, God, as your word has promised us. Lead us in all truth. Jakobus 5:14, as daar iemand siek is onder julle, sensation is, wat doen julle met hierdie skrif? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, nie die apostels nie, die ouderlinge van die gemeente. So het kon nie gesies het saam met die apostels nie. Laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, met ander woorde gesond maak, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So my vraag is, hoekom sien ons nie herlewing nie? Hoekom sien ons nie meer gereeld die wonderwerke nie? Ons sien die wonderwerke in die skrif, ons lees van herlewings in die geskiedenis, het God dan verander? As jy God wil sien beweeg, gaan op 'n mission trip. Maar Here, hoekom beweeg jy op die mission trip? Maar as ek terug is by die huis, dan beweeg jy nie. Want wanneer ek op 'n mission trip gaan, het ek 'n verwagting in my hart dat die Here gaan beweeg. And then he does. Is ek reg, Gerrit? Die van julle wat al op mission trips gegaan het, sal weet waarvan ek praat. But then we come back home and we back in our comfort zone. The church is a body.
Wanneer ons uitreik, gaan ons uit met boldness. Dis tyd dat ons weer 'n bietjie boldness kry. Dit vat boldness om iemand teen die pad te sê, kan ek vir jou bid, ek sien jy die Here nodig. Ek sien jy loop nie lekker nie, kan ek my hand op jou been lê en vir jou bid. Vat guts. En dis kom God dan beweeg, because he honors your guts. Sien, as jy uitreik, is jy afhanklik van God. As jy by die huis is jy weer lekker gemaklik. Because God moves through faithfulness. Ons moet 'n verwagting hê. Ons moet weer 'n bietjie kom kerk toe, Here, ek het 'n verwagting in my hart, Here. Dat jy iets gaan doen, Here. There's going to be a change, God. You're going to heal, you're going to set free. People are going to give their lives to you, God. People will be baptized by the Holy Spirit, Lord. The brokenhearted will be healed. My kerk het self gefokus geraak. Ek gaan kerk toe om beter te voel oor myself. Die tikboks af te tik, ek was daar op Sondag in die kerk. En dan moet die predikant asseblief net nie te lank preek nie. Ekskuus julle. Die praise and worship moet net nie te hard wees of te lank nie. Moet my asseblief nie verontrief nie. En bewaar die pastoor as hy dalk oor gee gaan praat. Ek sien as jy verontrief is, dan beteken die kerk het begin om oor my te gaan. En nie oor God se werk nie. Julle het seker al, dit kom nou by my op. Julle het seker al daai getuienis gesien. Dit was 'n Amerikaner wat in China in die ondergrondse kerk gaan bedien het. En hy sê, die mense het ure voor die tyd gekom, ver gekom, op 'n houtvloer gesit in geweldige hitte. Dit is glad nie gemaklik nie. En vir hom om te kom teaching gee. En die pastoor van die ondergrondse gemeente kom na hom toe en sê vir hom, please pray for us that we will be like the church in America. That we will be free to have church and to worship and to do all these things. And I say, I won't. Kan jy verstaan, hoekom sê jy net nie vir ons wil bid nie? Ons wil ook hê wat julle het. Hy sê, no, we want what you have. Because if the aircon is too this and the seats is not soft enough and the music is too, and the service is too long, or I have to travel more than a half an hour. Dan is ek ongelukkig om ek moet kerk toe gaan. You've been traveling and sitting on a wooden floor for a week. So I say, I'll rather pray that the church in America becomes like you. Kerk gaan nie oor my en jou nie. Kerk gaan oor 'n verlore gaande wêreld daar buitekant. So hoekom kom ons kerk toe? So that you can get equipped to be more effective out there in the world. Ja, ons kom by mekaar om 'n blessing vir my boetie en my sussie rondom my te wees. Maar ons kom nie by mekaar to be entertained nie. Ons moet 'n verlore wêreld daar buite gaan bereik. Jy word toegerus hier. Ja, jy moet kom. Ja, dit is goed dat dit lekker is. Maar as jy hier uitstap, moet jy beter toegerus wees om dit te gaan doen wat die Here jou geroep het om te doen. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sal nooit vervulling in jou lewe beleef solank as wat jy op die kantlyn sit nie. You want to start feeling fulfilled? Get involved. Do something. Kragteloos geword die kerk, want ons het 'n gebruiker geword van die kerk, in plaas van 'n bydraer tot die kerk.
Is jy vanmôre 'n gebruiker of 'n bydraer? Wie van julle ken enige ongeredde mense? Kyk, ken jy niemand nie? Jou hand opsit. Kyk, so jy ken ongeredde mense. That you speak to them about the gospel in the last 4 weeks. Did you share the gospel with them? Did you invite them to church? Hoe nooi ek iemand kerk toe? Die oneffektiewe manier is om te sê, jy moet bietjie kerk toe kom, hoor? Wanneer kom jy bietjie kerk toe? Tel hom môreoggend op, hou ek van. So met die ander woorde, as iemand wil nooi, sê vir hulle, luister, nie Sondag saam met my kerk toe kom nie. Kan ek vir jou sitplek langs my reserveer? Ek wil jy moet by my sit. Dis hoe iemand kerk toe nooi. En as hy vir jou sê, maar eintlik is ek in daai kerk. En jy weet, hy gaan amper nooit kerk toe. Dan sê vir hom, ag, kom in elk geval. En as hy sê, maar, dan sê vir hom, moenie daaroor worry nie, kom in elk geval. En dan sê vir jou sê, maar ek het nie 'n lift nie, toe maar kom al jou. Ons wil graag hê die kerk moet groei. Nooi. En al is hy in 'n ander kerk, as hy nie aktief besig is nie, nooi hom. Kom in elk geval. Sê gou agter my, kom in elk geval. Kom in elk geval. So maak saak wat hy sê, kom in elk geval. En ek wil afsluit met hierdie laaste stelling. Wie van julle is honger vir herlewing? Hier is 'n stelling vir jou. I want you to put this in your heart, put it in here, think it through. Herlewing kom wanneer die liggaam in beweging kom. Wanneer kom ons in beweging? Wanneer begin ons so honger te hê om te sien dat die Here hierdie verlore mense rondom ons begin red? Because you're the instrument that God wants to use. Maar het jy 'n hart en 'n passie vir 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan? Dis nie net die pastoor wat die liggaam maak nie. Elkeen van julle is deel van die liggaam. Herlewing begin wanneer die liggaam begin beweeg. Sê Here vanmôre, use me Lord. Use me Lord. Ek wil begin beweeg, Here. Weet nie, miskien sit jy vanmôre hier sê, Here, ek weet nie waar om te begin nie, wat om te doen nie. Wat just start with a desire. Just start with a desire to want to move for God. En as jy nie vanmôre die desire het nie, gaan op jou knieë en sê, Here, skep in my 'n nuwe hart, Here. Skep in my vanmôre 'n honger vir hierdie mense wat besig om verlore te gaan nie om my. Skep in my vanmôre 'n honger, Here, om iets vir U te doen, and not to be a consumer anymore, Lord. I don't want to just consume, I want to give of myself for the kingdom of God. Nou, Here, vergewe ons, because we became consumers instead of contributors. Waar wil die Here jou vanmôre gebruik?
Wil hê ons moet net vanmôre 'n bietjie stil word. Dis wat ek vir die Here nou wil doen. Vergeet van die een links van jou, regs van jou, om jou, maak jou oë toe. And if you don't have a desire, ask God this morning to put a desire in your heart for the lost. Here, ek dankie vir U vanmôre, Here. Die krag van hierdie gemeente, ek kan nie vir ander kerke praat vanmôre nie. Maar Here, dat U die krag van hierdie gemeente sal herstel. Put a desire in every person's heart in this place, Lord. To do something for You. To do something for You, Lord. Sit 'n passie vanmôre, Here. In ons harte. Vir hierdie verlore gaande wêreld om ons. Lord, I pray that You will just fill each person, Lord, with boldness, God, to step out in faith for You. En om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. As die Gees vir jou sê, to give a word to somebody on the street, or to pray for somebody on the street. Not to care anymore what other people think. Step out. Step out in faith this morning. And when you step out, God says, I will support you. Jy sal nie beskaam staan wanneer jy uitstap vir my nie. Stap uit vir my. Thank you, God. Nie vanmôre net met die Here praat nie. Ek wil jou om verskoning vra. Jy passief was. Ek wil vir die Here vanmôre sê om 'n nuwe hart te skep in jou. Ek wil vir die Here vra om net te seën met dit waarmee jy besig is. Skep vanmôre 'n nuwe hart in ons, Here. One that's not about me, Lord, but about You and the people around me. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Yes, we honor You, God. What is Your name? Hallelujah. Bly net in hierdie stemming, want ek voel ek gaan nog bedien, maar Michael het 'n woord, so jy kan gou jou woord bring. Dankie, Michael. Just stay in this atmosphere, please. Iki hantanalabasiki andalabakutia esa. Urukunduluku kikiatat palikiatu pilatasa. Iri handalabasikiaso. Urukunduluku sikiaso. Ek is wie ek is. Gister, vandag, môre. Waar daar 2 of meer in my naam is en vergader, daar is ek.
Ek is hier. Al julle Thomas daar buitekant, hier en oral. Ek nooi jou kom. Kom steek julle vingers deur my wonde. Kom steek jou hand in my sy. Maar ek wil julle nooi vanoggend. So dikwels vra julle vir bevestiging, as julle iets vra. Maar ek wil jou nooi vanoggend. Kom kyk in die spieël van die lewe en sien. Is jy tevrede met dit wat jy sien? As jy vanoggend in die spieël van die lewe kyk. Maar ek wil langs jou kom staan en ek wil in daai selfde spieël kyk en dan vir jou vra, is jy tevrede? As jy nie tevrede is nie, maak reg, want die tyd is min. Ek sê weer, maak reg, want die tyd is min. Dankie, Michael. Thank you, Jesus. Ek het vir so 1 of 2 mense woord vanmôre. Isabel, ek vanmôre vir jou woord. God sees your crying out to him for your family. Sees that desire in your heart for them. And he's going to move on your behalf, the prayers of a mother. Here sê, staan, wag, kyk, sien wat ek sal doen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ek sien jy het 'n desire ook vir die krag van die Heilige Gees. Vir tyd van intimiteit saam met hom. Jy gaan tye van verkoeking ervaar saam met die Here. His peace is going to flood all over you. In die naam van Jesus, Here, dank ek U vir die vrede, Here. Just flood it right now in Jesus' name. I honor you for that, God. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Here sê, ek sien jou vanmôre raak. Jy moet vanmôre weet. I know. Here sê, ek weet. Thank you, Father God. Yes, hallelujah. Ja, toe die ek nou die aand by die bid hier al gevoel, ek wil net graag vir jou bid, maar die Here sê, He's going to restore everything that the enemy has stolen from you. He's going to restore your strength. You've gone through a lot in the last time. Die Here sê vanmôre, neem my juk op en my juk is lig. He's going to just come through the anointing this morning and He's just going to break the yoke. Die juk waarin jy swaar gedra het. En die Here gaan vanmôre kom en hy gaan net jou kragte kom herstel vir jou. Thank you, Father. Vader, in die naam van Jesus. Dankie dat U nou net vir Judy opvul, Here. We break the yoke off in Jesus' name. Father, we thank You that Your anointing will just strengthen her right now. Die salwing sal haar nou versterk, Here, in Jesus' naam. Vader, dankie dat U vir haar die deure oopmaak, die weg maak, Here.
come against a spirit of fear and I break it off in Jesus' name. En dankie Here dat jy jou nou versterk, Here. Dankie Here dat jy ook iemand sal bring to come alongside and to help her, Lord. Dankie Here. Ons eer U daarvoor in Jesus' naam. Amen. Thank you, God. Worthy is your name. Worthy is your name. Laat dit ek voel in my hart vanmôre, Here sê vir jou, vergeet dit wat agter is. Strek jou nou uit na dit wat voor lê. Nee, vyand het jou beroof van verskriklike klomp geleenthede waar die Here jou wou gebruik het, because you looked at the past and then you didn't feel good enough. Every time God wants you to move into a new season and do a new dimension, you always look back at the hurt of the past. God says, let the past be the past. It's time now for you to move forward. Because I've placed a special anointing on your life. And it's time for you to now start moving into that anointing. I want to use you. But I cannot use you as long as you are looking back. Thank you, God. Honor you this morning, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name, Lord. Kom ons gaan staan, gaan ons saam sing. Come Holy Spirit, I need thee. Laat die Here jou net bedien terwyl ons hierdie lied sing. Thank you, God. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come, thy strength and
thy power. Come in thy own gentle way, O come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Dankie Jesus. Dankie dat hierdie 'n nuwe dag sal wees, Here. 'n Dag waar elkeen van ons 'n kwaliteitsbesluit sal neem, Here. Om U op U woord te vat en in U krag te beweeg, Here. And Father, thank you that our eyes will now stop looking towards ourselves, but would look outward to the world around us, Lord, that need you. Dat U ons fokus sal skuif, Here. Vader, dankie dat U elkeen nou sal toerus met waagmoed vir Jesus uit te stap, Here. Uit my gemaksone uit. Om my introvert persoonlikheid nie meer as 'n verskoning te gebruik nie. Maar om te sê, Here, I'm willing to be a fool for Jesus. I'm willing to step out and do what you've called me to do, God. Here, ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U vir elke een in hierdie gebou, Here, hierdie week 'n geleentheid sal gee om met iemand te praat, of vir iemand te bid, of iemand te bedien, Here. Dankie dat U skep nou, Here. You are creating appointments for every person. You are creating appointments, Lord. I honor you for that, God. Let this body come in motion to take this down. In Jesus' name, for Jesus. We honor you, Father. Ons eer in Jesus' naam. Amen, amen. Baie dankie. Wat is daar enige major afkondigings? Verjaarsdae? Niks nie. Die 4de September. Ja, 4de September is daar mannedag. So sal die details nog uitsit. Dit sal hier wees, dit sal ek reken ons moet so 6:00 die aand begin. So ek sal vir julle die details uitsit, maar boek so lank die 4de September uit, Vrydag. Kom deur en kom slaap oor as jy van ver af kom. So ons nooi hulle vir die 4de daai Vrydag aand. Dan ons is op pad Limpopo toe. Ons gaan bietjie 10 campus toe, daar waar al daai Bruce Wilkinson goedjies vandaan kom. So hierdie week is weer 'n teaching week vir ons en ons is laas keer 4 gewees. Nee, 6. Dus hierdie keer is ons 12 minus 2 nou weer, want ongelukkig kan Karen en Fransie mee saam gaan nie. So is dan 10 mense van ons gemeente wat opgaan to get equipped so that we can serve the world around us. Amen.
So bid maar vir ons, vir verrysende genade, en ons sal julle dan sien wanneer ons terug is. So ja, hou die fort, ons vat die Land Rover en die Toyota bakkie. Okay. Alright, baie dankie. Kom ons gaan geniet 'n lekker lunchie saam, maar kom ons bid sommer net gou oor die voedsel en dan kan ons eet wanneer dit opgeskep is. Vader, dankie vir die voedsel wat U vir ons so mildelik voorsien, Here, en ek dankie dat U elkeen sal seën met dit en dit in ons liggame sal seën in die naam van Jesus. En Here, terwyl ons saam kuier, that it will all be to your honor and to your glory. In Jesus' name, amen, amen. Baie dankie julle, kom ons gaan geniet 'n eetjie saam.